Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons en ook aan ons kykers. Het is goed dat jy weer ingeskakel het op die woord, ons eredienstyd saam. Nou ons gaan vandag oor Hemelvaart praat. Woensdag wat verby was Hemelvaartdag en ek het gedink kom ons praat bietjie oor die betekenis en die beloftes wat in Hemelvaart vir jou en my is. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en ons maak sy naam groot. Om te sing, wat 'n voorreg om voor U te kom buig, wat 'n voorreg om saam met U mense te kom juig, wat 'n voorreg om te sing, wat 'n voorreg om voor U te kom buig, wat 'n voorreg om saam met U mense te kom juig, juig aarde, juig, jou Nou Woensdag was Hemelvaart en ongelukkig in ons land is dit nie meer 'n vakansiedag nie, maar ek weet baie Christene vat nog die dag as 'n vakansiedag of baie Christene het gewoontes waar hulle miskien vroegoggend kerk toe kom dankie sê vir Jesus en dankie sê vir sy Hemelvaart. Baie gemeentes doen nog moeite die aand miskien 'n diens waar hulle net dankie sê vir Jesus vir alles wat hy gedoen het hier op aarde en dan kyk na die beloftes en die betekenis van Hemelvaart. Ek het so 'n bietjie gaan stil staan. Ek het in al die evangelies gaan lees en in Handelinge gaan lees rondom Hemelvaart. Alles wat daar rondom gebeur het. En ek het dit probeer opsom om dit so maklik as moontlik vir jou en my te hou. Nou kom ek gee vir jou my opsomming. Die Hemelvaart bestaan uit beloftes, daar so 1 of 2 beloftes waarna ons gaan kyk, en dan opdragte. Daar is 1 of 2 opdragte wat Jesus vir sy disippels gee, voordat hy opvaar in die hemel na sy Vader toe. Kom ons gaan kyk bietjie na hierdie opdragte en hierdie beloftes wat Jesus, en ek dink wat ons hier moet by sê, sy laaste woorde, fisiese woorde hier op aarde, aan sy disippels gee. Ek dink mense se laaste woorde is nogal belangrik. Ons het al soveel keer boeke gelees, of stories, of flieks, of wat ook al, daai laaste woorde van 'n pa wat sterf, of 'n ma wat sterf, of daai laaste woorde van 'n sakeman, 'n besigheidsman of iets, die laaste woorde sê iets. Nou die Bybel doen baie daar rondom, as jy teruggaan in die Ou Testament sê jy sien, Dawid se laaste woorde, Salomo se laaste woorde, Elia se laaste woorde. Dis iets van, hierdie laaste woorde is opsommend. Hierdie laaste woorde is die belangrike goed wat ek vir julle wil sê, wat julle moet onthou. En ek het al gelees hoe jongmans, seuns, hulle laaste woorde van hulle pa, die res van hulle lewe by hulle hou. En hoe dit hulle lewe vorm, en hoe hulle besluite maak, en hoe hulle vrou behandel, en hulle kinders behandel, hoe hulle besigheid geld doen, op grond van laaste woorde. Nou kom ons gaan kyk bietjie. Wat was Jesus se laaste woorde? In die Matteus Evangelie, ek dink ons almal ken hierdie laaste woorde, was Matteus 28:19 natuurlik, wat hy sê, gaan dan, maak al die nasies my disippels, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het, en weet verseker, ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Hier's dadelik 'n opdrag en 'n belofte. Die groot opdrag wat ek en jy het om disippels te gaan maak. Nou, kom ons maak hierdie baie persoonlik. Kom ons sê dit was jou vader, en dit was die sterfbed. En jy was 'n jong man hier van 18, 20 daar rond, en jy sit langs daai bed, en jou pa is op pad om sy laaste woorde aan jou te sê, en sy laaste woorde was iets van, gaan maak disippels, gaan leer hulle. My kind, hierdie is jou lewenstaak, jou lewensdoel. En kom ek vat dit en ek sê dit vir jou,
dit gaan jou gelukkig maak. Dis wat jou gaan vervulling gee. Ek wonder hoe sou ons dit dan hanteer het, nê? Dis so half asof, weet jy, ek was nie daar nie, en ons bid nou tot Jesus, en hy is nie regtig weg nie, want hy is hier tussen ons, en ons lê nie soveel klem op die laaste woorde nie, en as dit my pa se sterfbed weer is anderster, ek dink ons moet tog iets hiervan gaan vat, nê? En jy moet iets hiervan gaan persoonlik maak. Jesus sê vir die mensdom, hy sê vir ons Christene, hy sê vir ons almal wat nog hier op aarde gaan agterbly, gee hy hierdie opdrag. Gaan maak disippels, gaan maak volgelinge van my, gaan leer hulle alles, en leer hulle om dit te onderhou, en jy self, jy moet dit onderhou, en jy moet dit volg, en gaan doop hulle. En as jy gaan kyk in die Markus gedeelte weer, dan sê hy min of meer dieselfde, en dan sê hy hierdie woorde van, en die volgende wonderteken sal diegene volg, wat glo en hierdie boodskap gaan verkondig. Daar sal, julle sal gif drink en niks oorkom nie, slange optel en dit sal julle nie skade aan doen nie, julle sal duiwels uitdryf. So Jesus sê iets van, ek gaan julle krag gee om hierdie boodskap uit te dra. Jy gaan dit nie alleen doen nie. En hier kom een van die beloftes al klaar by, sê, en ek sal by julle wees. Ek het al soveel keer hierdie gebed gehoor. Mense ry die oggend weg, werk toe. En dan bid hulle, sê hulle, Here, en wees net vandag by my in hierdie vergadering, en wees net vandag by my in hierdie transaksie, Here, wees net vandag by my kinders en al hierdie klas van goed. Kan ek jou 'n groot lesie leer? As jy besig is met God se koninkryk, hoef jy hom nie te vra om vandag by jou te wees nie. Hy het dit klaar beloof. Maar as jy nie besig is met sy koninkryk nie, as jy besig is met jou eie lewe, jou eie koninkryk, jou eie doelwitte en drome en goed, ja, dan moet ons dalk maar smeek, Here, en asseblief wees vandag by my. Maar as jy werk toe gaan en sê, Here, ja, daar's 'n vergadering, ja, daar's 'n transaksie, ja, my kinders is by die skool, ja, hulle is besig en goed, maar my groot doel op aarde is om vandag volgelinge te maak, om disippels te maak, om gehoorsaam te wees, om net vandag u kind te wees. Dan hoef jy nie te vra, wees by my nie, want hy het die belofte gegee en gesê, en ek sal by julle bly, tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Jy sien sy opdrag, in al drie die evangelies of in Handelinge, oral wat hy dit gee, is sy opdrag duidelik. Vat my liefde, vat my boodskap, of jy nou 'n predikant is, of jy 'n gewone mens is, 'n sakeman is, 'n huisvrou is, wie of wat jy is, vat my boodskap die wêreld in. En kan ek net gou sê, voordat ons aangaan na die beloftes toe, die disippels het 'n baie goeie taak hiervan gedoen. Binne 300 jaar was meer as die helfte van die mensdom blootgestel aan Christendom. Binne 300 jaar het Christendom die grootste godsdienst geword. Het Christendom die staat oorgevat. Van hierdie 12 of 11 oukies, ons weet nie of al 'n paar vrouens by was tussen hierdie, maar uit hierdie paar disippels uit, het hulle die wêreld gaan verander met hierdie opdrag. En met hierdie gedagte, Jesus is by ons. Kom ons gaan doen wonderwerke, kom ons gaan lê ons hand op die siekes, kom ons gee kos vir die armes, kom ons dryf die duiwels uit, kom ons leef die oorwinningslewe, dit ons wêreld verander, mense, en dit kan jou wêreld ook verander. Kom ons gaan kyk na die beloftes. Die beloftes is net so mooi. Die beloftes is die eerste groot belofte, Jesus gaan by ons wees. Maar hoe gaan Jesus by ons wees? As jy gaan kyk in Johannes en waar Jesus gepraat het oor ek gaan op na die Vader toe en ek gaan nie meer langer by julle wees nie en al daai klas van goed, dan sê hy en die Vader gaan vir julle die Heilige Gees gee. En hier kom dit aan die einde, sy laaste woorde, sê hy weer hierdie belofte. Ek gaan by julle wees deur die inwoning van die Heilige Gees. Hoor wat het hy daar in Handelinge geskryf en gesê vir sy disippels. Hy sê, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. In Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria en tot die uithoeke van die aarde. En hy het dit gesê en is toe die hemelruim opgeneem terwyl hulle toe kyk. Jy sien, sy laaste woorde was, jy het die Heilige Gees nodig in jou lewe.
As jy hierdie opdrag wil uitvoer om met krag te getuig, wonderwerke te sien en te weet dat ek by jou gaan wees, dan moet jy gaan, soos hy gesê het, gaan wag in Jerusalem en die Vader sal julle die belofte van die Heilige Gees gee. Kan ek sommer dadelik sê, volgende week begin ons met Pinkster. Pinkstertyd, net soos wat Jesus hulle beleef het, of net soos wat die disippels beleef het, 'n uitstorting van die Heilige Gees op ons lewens. En ek en jy het dit nodig. Hoor mooi. Dis die krag wat ek en jy nodig het om hierdie Christelike lewe te leef. Soveel van ons probeer hierdie Christelike lewe leef en ons stop hier met die evangelie. Jesus het opgevaar hemel toe. En dis die einde. En nou is ek sy disipel en nou probeer ek so sy leef en ek probeer die Bybel doen en ek probeer die evangelie verkondig sonder die aanraking van die Heilige Gees. Kan ek sê, dis onmoontlik. Ek en jy het die aanraking, die krag, die vervulling, die doping met die Heilige Gees in jou en my lewe nodig. Want dis die belofte wat Jesus vir sy disippels gegee het. Gaan wag in Jerusalem en julle sal die Heilige Gees ontvang. Nou ons gaan volgende week baie meer praat oor die Heilige Gees en begin 'n hele reeks oor leer ken die Heilige Gees. Moenie bang wees vir die Heilige Gees nie. Word vol van die. Ons gaan 'n bietjie oor al daai woorde praat, maar ek wil al hierdie week, wil ek al hierdie gedagte by jou losmaak. Jesus gee vir ons 'n opdrag. En dan gee hy vir ons die manier hoe ons hierdie opdrag gaan moet uitvoer. Die manier is deur ek wat die heeltyd by julle gaan wees. Hoe gaan Jesus die heeltyd by ons wees? Deur die inwoning van die Goddelike Gees, die Heilige Gees in jou en my lewe. En hoe ek en jy moet bid vir die Heilige Gees, hoe ek en jy moet wag vir die Heilige Gees, hoe ons moet soek en smeek en begeer dat die Gees ons lewens moet volmaak, sodat ons hierdie opdrag kan uitvoer. Daar is nog 'n belofte wat in hierdie gedeeltes elke keer is. En dis die belofte dat Jesus gaan terugkom. En ek wil dit vir jou verder lees. Hy sê, Jesus het toe die wolke in verdwyn, hy's opgevaar hemel toe, en dan gaan hy verder in Handelinge 1. Hy sê, toe hy wegraak en hulle nog stip die hemelruim inkyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die 2 mans sê toe, Galileese manne, waarom staan julle na die hemel en kyk? Jesus is van julle af weggeneem die hemel in. En dan hierdie woorde, hy sal egter net so terugkom, soos julle hom, die hemel sien, ingaan het. En hier is die groot belofte aan die einde van alles. Jesus kom terug. En as jy gaan onthou, hier in Johannes 14 het Jesus met sy disippels gepraat, en hy sê vir hulle hierdie woorde, dis vir julle goed dat ek van julle af weggaan, want as ek van julle af weggaan, gaan ek na my Vader se huis toe, en kom ek sê nou vir julle hierdie woorde, in my Vader se huis is daar baie woonplek, en ek gaan om vir julle woonplek gereed te maak daar by my Vader, en as ek terugkom, dan gaan ek julle kom haal, en julle gaan saam met my vir ewig in die Vader se huis wees. Kan ek vir jou so vinnig sê, Johannes 14 is bruilofstaal. Dit was die taal gewees wat 'n man, 'n verloofde man aan sy vrou gesê het, of toekomstige vrou. Hy het vir haar 'n ring gegee en hulle het verloof geraak, en dan sê hy vir haar, ek gaan na my Vader se plaas of huis toe of wat ook al, en daar gaan ek vir ons 'n huis bou en alles gereed kry, en wanneer alles klaar is by my Vader se huis, dan kom ek terug en dan kom maak ek jou my bruid. Dink bietjie hoeveel keer het Jesus hierdie beeldspraak gebruik, né? Hoeveel keer het ons al gehoor, wanneer Jesus weer kom en ons kom haal hy ons vir die bruilof van die lam. Dis wat hy sê. En hierdie 2 engele sê vir ons, sê vir die mensdom vandag, Jesus kom terug om sy bruid te kom haal. En nou die groot vraag, is ek en jy sy bruid? Is ek en jy gereed? Het ek en jy die wit klere aan? Leef ek en jy sy opdrag uit? Jy sien ook wat die man gedoen het, wanneer hy gegaan het, om die huis gereed te maak. Hy het vir die meisie gesê, okay, jy kry ook alles hierdie kant gereed vir die bruilof.
En jy kry strooimeisies of wat ook al, en julle maak alles mooi, en julle maak alles gereed, en nou ken jy die skrifte al so bietjie, hy sê, ek kom op 'n onbekende tyd terug, en sorg jy dat alles reg is, jou klere reg is, mooi is, die kos en al die goed reg is, en dis wat ek en jy ook vandag moet doen. Ons sit met 'n opdrag, en ons het strooimeisies of 'n strooijonker gekry, ons het helper gekry, naamlik die Heilige Gees, om ons te help om die opdrag uit te voer, want die koning van die konings kom om sy bruid te kom haal. En hierdie woorde moet jou en my opgewonde maak. Baie mense as hulle daaraan dink, Jesus kom weer, die einde van die wêreld kom, dink maar net aan al die flieks, dink maar net aan al die voorspellings en the end of days en almal is so bang en almal hardloop in die berge en almal wil wegkom en alles. Weet jy wat die kerk, ek en jy, ons moet opgewonde wees as die mense sê, dis die einde van die wêreld. Ons moet bly wees as die mense sê, hier kom die einde, 'n groot meteoriet gaan die wêreld tref en ons gaan alles verwoes en ons moet bly wees, want dis die teken dat hy ons kom haal, die kerk, sy bruid, en ons gaan vir ewig by hom wees, gebind aan hom, een met hom. Paulus het hierdie gewoonte gehad, hy skryf dit in baie van sy boeke, dan sê hy vir die mense, en groet mekaar met hierdie woorde, Maranatha, Jesus kom weer. Jy sien, die eerste kerk kon nie wag dat Jesus weer kom nie. Ek beleef baie keer, ek en jy sê ons is lief vir hom, maar ons wil hom nie nou sien nie. Ek en jy sê ons wil vir ewig by hom wees, maar ons wil nie nou gaan nie. Die eerste kerk kon nie wag vir hierdie belofte van die hemelvaart, dat Jesus weer gaan terugkom nie. Hulle kon nie wag om Jesus weer te sien nie. Kom ons ondersoek ons eie hart. Hoe gaan dit met die opdrag? Is jy besig om disippels te maak? Hoe gaan dit met die belofte van die Heilige Gees in jou lewe? Het jy die Heilige Gees in jou? Beleef jy sy krag? En hoe gaan dit met Maranatha? Sien jy uit dat Jesus weer kom? Kom ons luister maar hierdie volgende lied. Is dit dan nie beter as ons elke dag saam met U kan loop? Maar U sê U stuur 'n trooster, een wat ons kom lei en leer. U het beloof soos U opvaar, kom U weer my te kom haal, want die gaan 'n plek berei, 'n plek vir my, waar ek ewig tuis kan wees. Die gaan 'n plek berei, 'n plek vir my, waar ek altyd saam met U kan wees. Daarom vra die plek vir my. Kom ons bid saam vir hierdie opdrag en hierdie beloftes in ons lewens. Hemelse Vader, ons wil vra, dankie vir die Heilige Gees, wat vir ons krag gee om die opdrag uit te voer. Dankie dat ons kan disippels gaan maak. Dankie dat ons self disippels kan wees. Dankie dat ons U woord kan onderhou en alles doen wat U vir ons gesê het. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons woon. En Here, dankie vir Maranatha. Ons is U bruid en U kom ons haal. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.